Nou vriende, ons is dankbaar dat ons vanmôre weer saam met u kan wees en een ding is verseker dat tyd stap aan, tyd wag vir geen mens nie en so loop elke dag verby en 'n dag word 2 en 2 word 'n week en 'n week word 'n maand en 'n maand word 'n jaar en so word ons ouer en so beweeg ons nader na die dag van ons dood en die dag van ons voor die Here moet gaan rekenskap gee van ons lewe. Daarom roep die Here ons op dat ons daar so sal tel dat ons 'n wyse hart mag bekom en is die gebed van my hart dat vanmôre se oordeenking ook vir u 'n wyse hart sal gee, 'n hart van verstaan, 'n hart van ootmoed, 'n hart van toewyding aan die Here. Nou vanmôre is ons tema so iets wat van 'n vreemde tema wanneer ons gaan praat oor Paulus die bedelaar, maar ek dink soos u saam met my die boodskap volg, sal u gou agterkom waaroor ons vanmôre gaan praat. Nou vriende, as ons dink aan 'n bedelaar, dan sien ons hier in ons geestesoog 'n persoon wat langs die pad staan, heel moontlik ongeskeer, vuil. Sy klere is redelik in vodde en hy staan in bedel, vra vir geld, vra vir brood, vra vir almoses en dis hoe ons 'n bedelaar hier in ons geestesoog sien en dit is ook presies die regte beeld wat ons dan van 'n boemelaar het wanneer ons dan dink aan iemand wat so op die hoek van die straat staan en bedel. Maar as ons kyk na die apostel Paulus en ons praat vanmôre 'n bietjie oor Paulus die bedelaar, sal u sien ons praat in 'n hele ander opsig van Paulus die bedelaar. En ons sal sien uit die woord van die Here dat Paulus ook, vriende, werklik mense smeek en by hulle pleit en by hulle aandring dat hulle 'n lewe moet lewe wat die Here welbehaaglik is. En volg saam met my en u sal sien hoe Paulus eintlik soos 'n bedelaar vir geld bedel en vir kos bedel en vir almoses bedel, hoe Paulus ook dieselfde gesindheid inneem van 'n bedelaar, van iemand wat homself onder mense stel en sê, ek pleit by julle, ek smeek julle, dat julle met God sal versoen en dan 'n lewe sal leef wat God welbehaaglik is. So kom ons vat gou Efesiërs 4 vers 1 en ons werk bietjie deur dit en ons kyk bietjie na verskillende plekke in die Bybel waar Paulus by mense aandring en by hulle pleit en die Engelse woordjie is om te beg, om werklik by hulle aan te dring dat hulle saak met die Here moet skik en kom ons kyk vanmôre bietjie wat die Here vir ons leer. Daar in Efesiërs 4 vers 1 lees ons, ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Nou in die Engelse taal lees dit, as a prisoner of the Lord, I beg you to live in a way that is worthy of the people God has chosen to be his own. Kan u die woordkeuse agterkom? Ernstig strewe, in die Engels is eintlik I beg you, ek pleit by jou, ek smeek vir jou, dat jy werklik 'n lewe sal lewe, wat waardig is, die lewe van 'n kind van die Here. Nou vriende, ons kyk deur Paulus se bediening, dan sien ons telke male dat Paulus soos 'n bedelaar eintlik voor mense gestaan het en by hulle gesmeek het en by hulle gepleit het, dat hulle 'n lewe sal leef wat God welbehaaglik is. Ons dink daar in Handelinge 26 vers 1, waar hy voor koning Agrippa staan en Paulus sê daarin, of Lukas skryf oor Paulus se ontmoeting met Agrippa en ek lees vir u Handelinge 26 vers 1. Agrippa sê vir Paulus, dit is jou vergun om vir jouself te spreek. Toe steek Paulus sy hand uit en verdedig homself. En hy sê, ek ag my gelukkig, koning Agrippa, dat ek voor u vandag gaan verdedig in verband met alles waarvan ek deur die Jode beskuldig word. Veral omdat u bekend is met al die sedes en vraagstukke onder die Jode. Daarom versoek ek u om my geduldig aan te hoor. Hierdie woordjie versoek ek u is presies dieselfde woord as wat hy in Efesiërs 4 vers 1 gebruik, waar hy ernstig strewe, waar hy ernstig pleit, dat Agrippa hom geduldig sal aanhoor en dan die evangelie sal aanhoor en dan 'n besluit sal maak om dan die Here te volg. In Romeine 12 vers 1 praat hy met die kinders van die Here en Paulus sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer, dis julle redelike godsdiens. Hierdie woordjie vermaan is presies dieselfde woordjie dat Paulus pleit by hulle, soos 'n bedelaar voor hulle en hy sê, broeders, ek staan hier voor julle en ek pleit soos 'n bedelaar pleit vir voedsel, pleit ek by julle, dat julle tog sal besef dat julle vrygekoop is deur die Here en dat julle julle liggame nou moet stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. En dan kom hy in 2 Korintiërs 5 vers 20 en dieselfde gedagte kom na vore.
Hy sê ons tree dan op as gesande om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Weereens die woorde, asof God deur ons vermaan. Dis asof Paulus sê, ek kan nie meer ernstig oorkom na julle, maar ek kom ook met hierdie gesindheid van ek pleit by julle, dat julle met God sal versoen. En die vraag wat miskien in ons harte na vore kom, waarom sal Paulus hierdie bedelaargesindheid inneem? Hierdie gesindheid van absoluut om onder mense te kom en voor hulle eintlik te pleit en te smeek dat hulle met God sal versoen, dat as hulle kinders van die Here is, dat hulle heilig en onberispelik voor die Here sal lewe, dat hulle soos Efesiërs 4 vers 1 vir ons sê, waardig sal wandel die roeping waarmee hulle geroep is. En ag, vriende, daar is so 2, 3, 4 antwoorde wat ons vir u kan gee. Jy sien, Paulus pleit en smeek en soebat dat mense waardig voor die Here sal wandel. Want in die eerste plek, as hulle nie waardig wandel nie, sal God se naam oneer lei. God se naam, vriende, sal belaster word. God sal nie verheerlik word as mense nie waardig wandel die roeping waarmee hulle geroep is nie. Nog 'n gedagte waarom Paulus so pleit by mense en waarom hy amper hierdie gesindheid van 'n bedelaar inneem, hulle sal nie die geestelike seëninge beleef wat God vir sy kinders in gedagte het nie. Jy sien, wanneer ons vrygekoop is, dan behoort ons aan God se koninkryk en behoort ons anders te leef, en doen ons dit nie, dan beleef ons hierdie hartseer gevolge van ongehoorsaamheid aan die Here. 'n Ander rede waarom Paulus so pleit en smeek is, vriende, dat die kerk van Jesus kan nie na behore funksioneer in 'n goddelose wêreld as kinders van die Here nie hulle self voor die Here stel as mense wat waardig wandel die roeping waarmee hulle geroep is nie. As die kerk van die Here Jesus nie met alle nederigheid en met alle sagmoedigheid en met alle lankmoedigheid mekaar in liefde verdraan, ernstig strewe na die band van eenheid nie, hoe gaan die wêreld Christus in ons sien? Daarom is dit belangrik dat ons Paulus sal sien wat hier voor hierdie mense staan en hy pleit by hulle, dat hulle tog sal sien en sal verstaan dat sy hart 'n hart is van een wat hulle oproep tot toewyding aan die Here, juis omdat die kerk van die Here Jesus alleen reg kan funksioneer in 'n krom en verdraaide geslag as die kinders van God lewe om God te verheerlik. Nog 'n rede, vriende, die wêreld kan nie Jesus sien soos hulle hom behoort te sien as ons nie waardig wandel die roeping waarmee ons geroep is nie. So Paulus kom en hy pleit by koning Agrippa dat hy hom moet bekeer. Hy kom by die kerk van die Here Jesus en hy pleit by hulle dat hulle waardig die roeping sal wandel waarmee hulle geroep is. En vanmôre kom hierdie selfde roepstem na ons, dat die Here ook vir ons sê, dat ons seker sal maak ons behoort aan hom, en as ons aan hom behoort, dan pleit ek by u, dat ons waardig sal wandel die roeping waarmee die Here ons geroep het. Luister vriende, ons is nie net gered, om maar net bloot aan te gaan soos ons voorheen gelewe het nie. Ons is gered om nou vir die wêreld te wys, ons behoort aan 'n nuwe koninkryk en 'n nuwe koning regeer oor ons lewe. Die koning van die konings, die Here van die leerskare. En die vraag is, wat sal my motiveer om so 'n lewe te leef? Verseker omdat ons vrygekoop is van ons sonde, omdat ons losgemaak is van die vloek van die oordeel, van die hel uit die koninkryk van die Satan oorgebring is na die koninkryk van die lig, maar 'n groter motivering vir my vriende is ons liefde en ons passie vir die Here Jesus Christus en die begeerte om te wees soos ons redder. Ag, ek dink aan daardie pragtige gesang 40, daar in die 5de vers, en ek gaan vir u hierdie vers net lees. Gesang 40 vers 5 sê, uit diepe dank tot Gods behaag, moet ek volkome wees soos hy. Is dit my doelwit al my dae, verskyn sy beeld al meer in my. Hy sal my sterk deur sy genade, dat ek in sy gebooie bly, al doen ek dikwels nog die kwade, tog heers die sonde nie in my. En dis die begeerte wat ek vir myself het, wat ek vir u het vanmôre, dat ons werklik waardig sal wandel die roeping waarmee die Here ons geroep het, dat ons die apostel Paulus sien wat by ons pleit en vir ons oproep as kerk van Jesus, dat u my sal hoor vanmôre as leraar wat u oproep. En ag vriende, terselfdertyd vir u sê, kom ons stap saam en ons wandel waardig die roeping waarmee die Here ons geroep het. Ja, soos die apostel Paulus sê, hy sê, I beg you to live in a way that is worthy of the people God has chosen to be his own. Mag die Here ons genade gee daartoe en mag hy ons wysheid skenk om so te lewe dat ons hom kan verheerlik. Mooi en 'n geseënde dag vir u verder. Tada.